Broers en susters, het is verligte en voorrecht om weer hier vir julle te kan wees. Hier is goed aan. Kan julle my hoor? Dank baie alles. Daar is toch plek nie. As jy nou as jy kan. Broers en susters, kom ons begin ons erediens met die sing van Psalm 48, die 4de vers. Vanoggend se erediens is daarop afgestem om God as koning bekend te maak en dit wat hy van ons verwag, omdat hy die koning is. Met dit in gedagte, kom ons begin, en dan sing ons Psalm 48, vers 1, vers 1 nie, Psalm 48, die 4de vers, as ons hoor. Amen.
ons geloof. Ons doen dit almal saam volgens die geloofsbelijdenis van die SIA. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge, en in een Here, Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, voor al die eeuwe met die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wees met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het terwille van ons, mense, en ons saligheid in die hemel neergedaal, en deur die Heilige Gees in die maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal in heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit en hy kom staan met die Vader en die Seun en bid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Ons sit. Ons bevestig, verder met ons mond. Skrifreëling 16:1, vers 1 en vers 2. Laat jou kinders tot my nader, geen hindernis sal weer, want die koninkryk der hemele is al erfdeel, sê die Heer. Die Here sê ook vir ons in Romeine dat as ons met ons hart glo en met ons mond bely, dan word ons deel van die koninkryk van God. Kom ons terwyl ons so sit, sing ons vers 1 en vers 2 en daarna gaan ons volg die wetleesing. Ons het ons geloof bely. God spreek ons vry, grond van daardie egte geloofsbelijdenis. En dan sê Filippense 2, van vers 1 af, vir ons die volgende. Aangesien julle die troos in Christus ondervind het. In ander woorde, daar het iets gebeur. Aangesien julle die troos in Christus ondervind het. Die aansporing deur die liefde, die gemeenskap deur die Gees, die innige meegevoel en meelewing, maak dan nou my blydskap volkome deur eensgesind te wees. Een in liefde, een van hart, een in strewing. Moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid met die een die ander hoër ag as homself. Julle moenie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan die van ander. Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op God gelyke wyse nie beskou as iets waaraan hy moes vasklem nie, maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word.
Nie toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis. Daarom het God hom ook tot die hoogste eer verhef en hom die naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig. En elke tong sou erken, Jesus Christus is die Here, tot eer van God die Vader. Kom ons bid saam. Almagtige God, Vader, Seun en Heilige Gees, ons buig in aanbidding voor U. As dit nie was daarvoor dat U ons vanoggend deur U Gees gelei het om hier te wees nie, sou ons geen begeerte gehad het om dit te doen. En daarom dank ons die Here dat U dit wel gedoen het. Dankie dat ons deur U woord, deur U Gees ingestel wil wees op U. U ons Vader, U ons Koning, ons Here. Omdat U ons Koning en ons Here is, ons Vader wat ons versorg, daarom kom ons met ons nood na U toe. Ons bid vir hulle wat swaar kry, vir hulle wat pyn en eensaamheid beleef. Hemelse Vader, ontferm U oor hulle en dra U hulle elke dag. Ons dink aan daardie plekke in ons land waar dit geweldig droog is. Ons dink in dankbaarheid aan daardie plekke waar U in die afgelope week soveel reën gegee het, sodat daar uitkoms kon wees. Ons bid vir ons regering, dat U vir hulle wysheid sal gee, sodat hulle op so 'n manier sal optree, dat hulle rekenskap sal hou daarmee, dat hulle hulle gesag van U ontvang. Ons Vader, ons bid vanoggend in die besonder vir hulle wat baie voorspoed beleef, hulle wat ryk is, hulle wat in magsposisies verkeer, hulle wat blakend gesond is, maar nie aan U die eer daarvoor gee nie. Het kan so maklik met ons gebeur, dat wanneer dit met ons goed gaan, ons ver van U af leef, en dat dit om daardie rede bitter sleg met ons gaan, omdat ons nie rekening hou met U die lewende God. Wil U ons getuienis gebruik, sodat ons met daardie mense wat ons pad kruis, sal bereik met U woord, met die hoop wat daar is in Jesus Christus ons Here. Ook vir die verkondiging van U woord vandag, dwars oor die wêreld heen. In hierdie Kersfeestyd gebeur dit so maklik, dat ons op mense gefokus is, op ons behoeftes, op ons vreugde, op ons blydskap. Maar al daardie vreugde en blydskap tot U gerig wees, omdat U deur Jesus Christus 'n nuwe begin gemaak het vir ons. Hemelse Vader, ons staan voor U regterstoel, skuldig. Daarom wil ons vra dat U ons ook sal vergewe waar ons teen U oortree. Nie op grond van enige verdienste van ons kant, maar op grond van die verdienste van Jesus Christus ons Here, ons Koning, dat nou aan U regterkant sit. Dankie Here dat U vir ons intree. Amen. Voordat ons saam lees, Skrifverhouding 17:1, en dan sing daar van vers 1 en vers 6. Kom ons staan as ons dit sing.
Matteus 3, vers 1 en 2, Markus 1, vers 14 en 15, en dan Handelinge 1, vers 1 tot 8. Die eerste 2 verse in Matteus, in hoofstuk 3, sê die volgende: in daardie tyd het Johannes die Doper in die woestyn van Judea begin preek en gesê: keer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom. Johannes die Doper begin preek. Dan lees ons Markus 1, vers 14 en 15. Die volgende: nadat Johannes in die tronk opgestuit is, het Jesus na Galilea toe gegaan en die evangelie van God verkondig. Hy het gesê: die tyd het aangebreek en die koninkryk van God het naby gekom. Bekeer julle en glo die evangelie. Dieselfde woorde. Johannes die Doper het gepreek: bekeer julle, die koninkryk van God het naby gekom. Jesus: bekeer julle, die koninkryk van God het naby gekom. En dan Handelinge 1. Lees die eerste 8 verse. My eerste boek, die Hooflees, het ek geskrywe oor alles wat Jesus gedoen en geleer het, van die begin af tot op die dag van sy hemelvaart. Voordat hy in die hemel opgeneem is, het hy deur die Heilige Gees bevele gegee aan die manne wat hy as apostels uitgekies het. Na sy dood het hy aan hulle met baie onbetwisbare bewyse ook getoon dat hy lewe. In die loop van 40 dae het hy by verskeie geleenthede aan hulle verskyn en met hulle oor die dinge van die koninkryk van God gepraat. Terwyl hy 'n keer saam met hulle aan tafel was, het hy hulle beveel: moenie van Jerusalem weggaan nie, maar bly wag op die gawe wat die Vader beloof het, soos julle van my gehoor het. Johannes het julle wel met water gedoop, maar julle sal binne 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word. Toe hulle 'n keer weer by mekaar was, het hulle vir Jesus gevra: Here, is dit nou die tyd dat U die koninkryk vir Israel weer gaan oprig? Hy het hulle geantwoord: dit is nie vir julle om die tyd en omstandigheid te ken wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. Dis weer vers 3. Na sy dood het hy aan hulle met baie onbetwisbare bewyse ook getoon dat hy lewe. In die loop van 40 dae het hy by verskeie geleenthede aan hulle verskyn en met hulle gepraat oor die dinge van die koninkryk van God. Broers en susters, jy sal miskien vreemd na my kyk om in hierdie 2 weke voor Kersfees hierdie gedeeltes te lees. Die verwagting is tog dat ons nou sal fokus op die geboorte van Jesus Christus en die vreugde wat daar rondom sal gaan. Dit is die verwagting. In hierdie gedeelte het ons ook te maak met verskillende verwagtings. Ons sal weldra daarna kyk. Wat verwag jy van God? Sê vir 'n oomblik by jouself en sit en dink, wat verwag ek van God? Dan sal daar onmiddellik 'n klomp dinge deur ons gedagtes gaan. Kom ons draai die vraag om. Wat verwag God van jou? Verwagting is nie iets wat sommer gebeur nie. Dit het 'n aanloop. Dit kom met 'n tyd. Kersfees, die verwagting, met Kersfees kom daar geskenke en daar is familie en ons gaan lekker eet en dit is 'n tyd van rus en 'n tyd van vreugde.
Dit het 'n aanloop. En so was dit ook met Israel. Vir hulle was daar ook 'n aanloop. Hierdie gedeelte wat ons vanoggend gelees het ook 'n aanloop vir al die gedeelte in Handelinge. Dit het 'n aanloop daarna. Jezus is gebore. Hy is na die tempel toe gebring. Die bepalings van die wet is met hom nagekom. Hy het begin preek, soos ons gelees het. Voordat hy begin preek het, was Johannes die Doper eers daar. Hy het gepreek oor die Messias wat sal kom. Jezus is gekruisig. Hy het gesterf. Hy is begrawe. Hy het opgestaan. Hy lewe. In die loop van 40 dae het hy by verskeie geleenthede aan hulle verskyn. Waarom? Want hy lewe. Baie keer as 'n mens vir iemand vra, wat het Jezus vir jou gedoen? Dan is die antwoord, Jezus het vir ons sondes gesterf. Dis 'n dwaling. Dis nie waar nie. Want dit is nie volledig nie. Die Nederlanders het 'n gesegde wat sê, 'n halwe waarheid is 'n volle leuen. Om net te sê, Jezus het gesterf, is 'n halwe waarheid. Want as Jezus net gesterf het, dan was ons almal verloor. Hy het opgestaan, hy lewe. Gedurende hierdie 40 dae wat hy aan hulle verskyn het hy dit vir hulle gewys. Ek is nie dood nie, ek lewe. Die pad wat julle saam met my geloop het in die 3 jaar wat hulle sy disippels was, is nie klaar nie. Is nie verby nie. Die pad gaan aan. En hoe lyk hierdie pad wat aangaan? Dit is nie 'n pad van keuse nie. Dit is nie 'n pad van, as jy dit goed vind, dan is dit reg, en as jy dit nie goed vind nie, dan is dit ook nie reg nie. Hierdie pad is 'n gesagspad. Ons lees in hierdie gedeelte, rondom hierdie gedeelte, Jezus gee vir hulle instruksie. Hy beveel hulle, wag. Hy beveel hulle, in die naam van sy Vader, op grond van sy Vader se mag. Met ander woorde, dit is nie iemand wat as ware by die deur kom staan en klop, hande wringend, wil jy nie maar vir my in jou lewe toelaat nie. Die opgestane Here, Jezus Christus, het al die mag in die hemel en op die aarde. Al die mag. Daar is niemand wat vir hom kan sê, stil, nou luister jy na my nie. Daar is niemand aan wie hy rapporteer nie. Daar is niemand vir wie hy raad vra nie. Hy is die Heer. Hy is die koning. Hy is God. En in daardie mag praat hy met sy disippels. Alles op een saak gerig. Die koninkryk van God. Jezus se tema is die koninkryk van God. En die koninkryk van God kan ons kortweg verduidelik as God se koninkryk is daar waar hy in die hart en verstand van mense regeer deur sy woord en deur sy gees. Satan is nie deel van die koninkryk van God nie. Want God regeer nie in Satan se hart as hy so iets het of sy verstand, dit het hy beslis deur sy woord en sy gees nie. Die mense wat hulle self nie aan God onderwerp nie, is nie deel van God se koninkryk nie. Die jong man wat by Jezus kom en vir hom vra, wat moet ek doen om die ewige lewe te beërf? Dan antwoord hy, en dan sê Jezus vir hom, jy is nie ver van die koninkryk van God af nie. Met ander woorde, amper daar, maar nie daar nie. God se heerskappy is oral.
ook oor Satan, selfs al wil hy dit nie erken nie. God heers ook oor die wêreld wat hom nie in geloof wil aanvaar nie. Want hy is die heerser. Die koninkryk van God is daar waar hy deur sy woord en sy gees in die hart en die verstand van sy mense regeer. Dit is waaroor Jesus praat. Dit is waaroor Jesus spreek. Dit is waaroor Jesus gelykenisse vertel. Broers en susters, is toch duidelik waaroor dit gaan. Maar wat is in die verstand van die disippels aan die gang? Dit wat in die verstand van die disippels aan die gang is, het ook 'n aanloop. En daardie aanloop lees ons onder andere van in Jesaja 11 van vers 1 af. Daar staan geskryf, Jesaja 11 vers 1, 'n takkie sal uitspruit in die stomp van Isaïe, 'n loot uit sy wortel sal vrugte dra. Die gees van die Here sal op hom rus, die gees wat wysheid en insig gee, die gees wat raad en sterkte gee, die gees wat kennis verleen en eerbied vir die Here. Hy sal regverdig en betroubaar regeer. In die tyd sal iemand uit die geslag van Isaïe 'n vaandel wees vir die volke. Die nasie sal na hom vra en sy woonplek sal hoë aansien geniet. Saam met hulle in die weste, saam sal hulle in die weste die Filistyne aanval. En saam sal hulle die mense in die ooste plunder. Hulle sal die Edomite en die Moabiete verslaan en die Ammoniete sal hulle onderdanig wees. Hoor jy? Israel gaan weer die Israel word van ouds. So kan 'n mens hoofstuk 11 vers 4 verstaan. Dawid gaan weer die koning wees, of iemand uit die geslag van Dawid gaan die koning wees, en hulle gaan die volke rondom hulle verslaan, en hulle gaan weer 'n politieke mag wees. Dis wat die disippels verwag. Dis hoe hulle Jesaja 11 verstaan. Jezus verkondig die koninkryk van God. En dan doen die disippels wat ons ook baie keer doen. As 'n mens besig is met 'n redenasie, jy sê dit, ek sê dat, jy sê dit, en terwyl jy hierdie dinge sê, dan begin ek so lank my plannetjie regkry en reageer op dit wat ek dink jy nog gaan sê, sodat wanneer jy nou uiteindelik stil bly, ek my sê kan sê. Ons doen dit. My plan. Jezus praat oor die koninkryk van God. En die disippels is besig in hulle kop met die koninkryk van Israel. My gesprek, my storie, my gedagte, my verwagting. Wat verwag jy van Jezus? Die koninkryk van God. Hy moet in ons gedagtes, in ons verstand, in ons lewe regeer. Wat verwag ons? Here, U moet my sonde vergewe. Here, U moet my gesond maak as ek siek is. Here, ek wil 'n Kersgeskenk hê, want U verjaar. So dink die kinders partykeer. Ons kry nie hierdie boodskap nie. Ons sukkel daarmee. As 'n mens die evangelies lees, dan praat Jezus net oor die 100 keer oor die koninkryk van God. Net oor 100 keer in al die evangelies saam oor die koninkryk van God. En as ons lees wat mense oor die koninkryk van God sê, net 4 name. Matteus 18 vers 1 vra hulle vir Jezus, wie is die belangrikste in die koninkryk van die hemel? Met ander woorde, wie van ons gaan die beste posisie bekleed? Matteus 20 vers 21. Die vraag van die ma, wat kan ek vir u doen? Vra hy vir haar. Sy sê vir hom, beloof my dat hierdie 2 seuns van my in die koninkryk langs u mag sit. Hulle soek mag. Hierdie ma soek 'n posisie vir haar kinders. Markus 11 vers 10. Geseënd is die koninkryk wat kom in die naam van die Here, die koninkryk van ons vader Dawid. Die verwysing na Jesus se intog ter wille van ons. En dan die laaste keer waar 'n mens met die koninkryk praat,
is dit een van die misdadigers wat langs Jesus gekruisig is. As u in u koninkryk kom, dink aan my. Elke keer wanneer mense praat oor die koninkryk, dan praat hulle oor hulle self. My behoefte, my plek. Dit wat ek nodig het. In Handelinge 1 vers 3, Jesus praat met hulle oor die koninkryk. 'n Paar verse later, gaan u die koninkryk van Israel nou weer oprig. Ons kry dit nie. Dit voel as ware broers en susters, asof ons vasgevang is in ons eie gedagte, in ons eie onvermoë, in ons eie selfgerigtheid. Ons kom nie los van onsself af nie. Ons kry ons nie self uit die pad uit nie. Maar dan sê Jesus ook, moenie weggaan nie. Julle moet in Jerusalem bly. Op gesag van my Vader moet julle hier bly. En wag vir die gawe. En dan word die Heilige Gees uitgestort. En dit is nie die Heilige Gees wat uit 'n doodsituasie lewe kan bring. Die Gees is die lewendmaker van die begin af. In die begin het die Gees van God oor die aarde gesweef. En God het sy Gees in die neus van 'n mens ingeblaas en het 'n lewende wese geword. Dis net die Heilige Gees wat 'n mens se verstand in jou hart kan omkeer, sodat 'n mens op 'n nuwe manier kan kyk en op 'n nuwe manier kan verstaan en op 'n nuwe manier kan dink. En as die Heilige Gees uitgestort word, dan kry die disippels dit. 'n Man wat kort van tevore gesê het, ek ken daardie man nie, ek ken hom nie. Daardie selfde Petrus staan voor die Joodse raad, wat kort van tevore vir Jesus veroordeel het. En hy sê, julle is verantwoordelik vir sy dood. Absolute omkeer. Hoeso? Want die Heilige Gees met sy verstand en sy hart om verander. En dit is ook die Gees se leiding wat ons moet volg, sodat ons verstand en ons hart kan verander. Hy bring die omkeer. Ons moet dit wat hy in ons werk, saamwerk. Ons moet dit leef. God se plan op ons tafel. Val in waar God besig is om te werk. Dan sal jou lewe sinvol wees. Val in by God se program. In skool gaan, in speel, in huwelik, in besigheid, in wat ook al. Val in by God se plan. Waarom? Want dit is die enigste plan. Daar is nie 'n ander plan nie. Van die begin af, vandat Johannes die Doper begin preek, reg deur Jesus se preke, is daar net een saak op die tafel. Die koninkryk van God. Hoor die heel laaste woorde van Handelinge. Die heel laaste woorde. Handelinge 28 vers 30. Jesus is gekruisig, Jezus het gesterf, hy is begrawe, hy het opgestaan, hy lewe, die Heilige Gees is uitgestort. Die disippels het begin verkondig. Die kerk het gegroei. Paulus het gegaan op sendingreis. 'n Paar jaar het verloop. Hoor hoe eindig Handelinge, wat die storie is van die kerk. Die eerste kerk. Paulus het 'n volle 2 jaar lank in die huis gebly wat hy gehuur het. En hy het almal ontvang wat hom besoek het. Hy het die koninkryk van God verkondig. En die mense alles oor die Here Jesus geleer. Dit het hy gedoen met die grootste vrymoedigheid en sonder enige verandering. Die koninkryk van God. Die koninkryk van God.
nie my Israel nie. My Israel, ja, in diens van die Koninkryk van God. My gesondheid, ja, my gesondheid in diens van die Koninkryk van God. My kinders, in diens van die Koninkryk van God. My besigheid, my skool, my alles. In diens van God se regering, want hy is die koning. Broers en susters, dit is nie beperk nie. Dit is nie beperk tot die gereformeerde kerke nie. Dit is nie beperk tot Afrikaans-sprekendes nie, of Engels-sprekendes, of Zulus of Xhosas of Tswanas nie, of Russe of wie ook al nie. God se koninkryk strek oral oor. God het nie 'n deeltjie waar hy maar toegelaat word om te regeer. Hy regeer oor alles. Sy heerskappy is oral oor. En hy wil oral oor erken word as die koning, as die heerser. Maar daar is enkeles wat dit erken vir wie dit is. Daar is enkeles wat hom erken vir wie hy is. U is die Christus, die Seun van die lewende God. Here, U regeer my verstand. U regeer my hart. En daarom ook my lewe, my huwelik, my besigheid, my skoolwerk, my sport, my verhoudinge, my alles. Daar moet ons fokus lê. Kersfees is 'n gebeurtenis. Paasfees is 'n gebeurtenis. My verjaarsdag is 'n gebeurtenis. 'n projek wat ek afhandel is 'n gebeurtenis. Die Koninkryk van God is alles oorheersend. Wat verwag jy van God? Here, dat U deur die woord en deur die Gees die Koninkryk in my hart en in my verstand sal vestig, sodat U my lewe sal bepaal. Broers en susters, Johannes, Jesus, Paulus, almal Koninkryk van God. Dis die tema van Jesus se lewe. Kom ons sit vir 'n oomblik en dan dink ek, wat is die tema van my lewe? En alles wat ons vanoggend gesê het, sou mense kon sê, Jesus se vakgebied is die Koninkryk van God. Soos dat 'n mens iemand kry wat geweldig in bome belangstel. Die oomblik as 'n mens sê Piet van Wyk, om 'n eenvoudige voorbeeld te noem wat in my kop opkom, dan dink jy bome. Jesus Christus, Koninkryk. Is jou naam gesê word? Waarmee vereenselwig mense jou? Wat is die tema van jou lewe se preek? Mag God, deur sy woord en deur sy Gees, ook in hierdie Kersfees, maar elke dag van my lewe 'n nuwe begin in my hart en in my verstand maak, dat dit ook die prediking van my lewe sal wees. Die Koninkryk van God. Amen. Kom ons bid saam. Here, as ons so diep gaan delf in onsself, dan besef ons gedagtes is ook baie besig met die Koninkryk van Israel.
Here, rig vir ons 'n koninkryk op. Here, maak ons naam groot. Here, gee vir ons 'n staanplek in hierdie wêreld. Ons bely vir U dat ons so dikwels besig is om ons huise te bou, ons koninkryke op te rig. En daarom pleit ons dat U ons sal volmaak met U Gees. Die Gees wat uit die doodheid nuwe lewe werk, nuwe begin maak. Here Jesus, oor en oor het U gepraat oor die koninkryk van God, koninkryk van die Vader, die koninkryk van U, die opgestane Here, koninkryk van die Gees wat lewe gee. Verander ons perspektief. Ons bely vir U dat ons so bekommerd is oor so baie dinge. Ons is bekommerd oor COVID en wat dit aan ons gaan doen. Dit kan ons nie uithaal uit U koninkryk uit. Ons is bekommerd oor ons ekonomie. Dit kan nie U koninkryk kanselleer as die ekonomie in duie staan. U koninkryk gaan voort van ewigheid tot ewigheid. Want U is God. Daarom wil ons vra, Here, ons wil pleit by U. Verander ons, sodat ons koninkryk gerig sal leef. Dat ons U koninkryk sal dien met ons besigheid, met ons huwelik, met ons ouerskap, met ons kindskap, met skoolgaan, met sport, waarmee ons ook al besig is. Dat dit koninkryk gerig sal wees. Dat ons in ons optrede en in ons praat sal wys. Ons koning is Jesus Christus, die Seun van die lewende God. Ons Vader, ons word stil vir U. Lei U ons dan elke dag die toekoms in, tot op daardie dag, dat ons U in U koninkryk met ons oë sal sien. Ons vra dit in die naam van ons Here, ons Koning, Jesus Christus die Seun. Amen. Ons sing ten slotte lied 588, vers 1 en vers 3. Oh
dan gaan ons nie alleen nie. Die Here verseker ons daarvan, dat hy by ons is, wanneer hy sy seën op ons lê. Die genade van die Here, Jesus Christus, en die liefde van God, en die gemeenskap van die Heilige Gees, sal by julle wees, en bly. Amen.